Vandag speel ons so bietjie mediese speurder. Ja, ons duik diep binne in die liggaam in om 'n baie seldsame maar ernstige toestand te ondersoek wat homself dikwels vermom agter 'n baie algemene klagte. Dit is 'n verhaal van 'n kritiese verstopping, die soektog na leidrade en die tegnologie wat uiteindelik lewens red. Dis 'n vraag wat ons seker almal al vir onsself gevra het, né? Meestal is dit net iets wat jy geëet het of dalk 'n bietjie stres, maar soms is daardie pyn 'n fluistering, 'n waarskuwingsteken van iets veel dieper en ernstiger wat dadelik aandag nodig het. En daar het ons dit, die naam van ons verdagte, mesenteriese venose trombose, of MVT verkort. Eenvoudig gestel, dis 'n bloedklont. Maar dis 'n bloedklont op 'n baie slegte plek. Dit blokkeer 'n kritiese aar wat bloed van jou ingewande af moet wegvat. Kom ons breek gou af presies wat dit beteken. Goed, kom ons duik hierin. Om hierdie raaisel te kan oplos, moet ons eers kom ons noem dit die misdaadstoneel verstaan. Ons moet kyk na die are en slagare van ons spysverteringsstelsel en presies verstaan hoe een klein klompie alles tot 'n gevaarlike stilstand kan ruk. So die sleutel hierin is baie belangrik, is dat MVT nie gaan oor bloed wat nie by die ingewande kan uitkom nie. Dit gaan oor bloed wat nie kan wegkom nie. Stel jou voor die N1 hoofweg uit die Kaap is heeltemal geblokkeer. Die verkeer gaan nêrens heen nie, daardie druk bou op en in die liggaam veroorsaak dit dat die darm begin swel en ernstig beskadig word. Kyk, hierdie tabel wys 'n verskil wat absoluut krities is. Met arteriële blokkade word die bloedtoevoer afgesny. Dis soos om die kraan toe te draai. Die darm kry nie bloed nie, so dit word bleek en die puls verdwyn. Maar met MVT, ons verkeersknoopprobleem, is die toevoer nog daar. Dis die dreinering wat geblokkeer is. Die gevolg? 'n geswelde, rooierige darm, maar die puls in die slagaar klop nog steeds. Vir 'n dokter is dit 'n reuse leidraad. Elke goeie speurverhaal het motiewe, reg? So, wat veroorsaak hierdie gevaarlike verkeersknoop? Hoekom vorm hierdie klonte in die eerste plek? Kom ons kyk 'n bietjie na die risikofaktore, die medepligtiges in hierdie misdaad. Nou hierdie is nogal 'n sleutelleidraad. In 'n eislike 90% van gevalle gebeur MVT nie sommer net uit die bloute nie. Daar's 'n onderliggende kondisie, 'n sneller wat die weg baan vir daardie klomp om te vorm. Slegs in 'n klein 10% van gevalle is dit wat ons noem idiopaties, wat basies beteken ons kan geen duidelike oorsaak vind nie. Ons kan hierdie risiko's eintlik in 3 hoofgroepe opdeel. Eerstens, enigiets wat direkte besering of inflammasie in die buik veroorsaak. Tweedens, enigiets wat die bloedvloei vertraag en opstopping veroorsaak, soos lewersirrose of selfs erge vetsug. En derdens, toestande wat die bloed self 'n bietjie kleweriger maak en meer geneig is om te klont, of dit nou weens jou gene, kanker of selfs sekere medikasie is. En hierdie is 'n perfekte, hartseer voorbeeld van hoe dit in die regte lewe uitspeel. Hier het ons 'n pasiënt met 'n geskiedenis van bloedklonte. Hy het opgehou om sy bloedverdunner medikasie te neem. En net so het hy die perfekte storm geskep vir 'n nuwe, gevaarlike klont om in daardie mesenteriese aar te vorm. So, ons weet nou wat MVT is en wat dit veroorsaak. Maar die volgende deel van ons raaisel is dalk die moeilikste van almal. Hoe vind jy dit? Veral as jou hoofleidraad maagpyn so ongelooflik algemeen is. Hierdie aanhaling is, dis nogal skokkend, né? Dit sê vir ons dat in meer as 100 gevalle het nie 'n enkele dokter wat die pasiënt aanvanklik gesien het, eers aan MVT gedink nie. Dit wys jy net hoe goed hierdie toestand homself kan vermom. So, as die simptome jou kan flus, het jy 'n beter manier nodig om te sien. En dis hier waar die held van ons storie op die toneel verskyn, die CT-skandeerder. Dit gee ons basies ekstralvisie, die superkrag om direk binne in die buik te kyk en daardie verstopping op te spoor. En waarna soek die dokters presies? Hierdie tabel gee vir ons die leidrade. Natuurlik die groot een is die klont self. Jy kan hom sien in 96% van gevalle. Dis die roekende geweer. Maar hulle soek ook na die sekondêre bewyse, swelling in die darmwand, die omliggende weefsel en selfs vrye vloeistof in die buik. Dit is die vingerafdrukke wat MVT agterlaat. Goed, die skurk is vasgetrek, die diagnose is gemaak. Nou, hoe maak ons die gemors skoon? Die fokus verskuif nou van diagnose na aksie. Ons moet daardie verstopte hoofweg so vinnig as moontlik weer oop kry. In die meeste gevalle is die eerste aanvalsplan gelukkig nie indringend nie. Dokters begin dadelik met kragtige bloedverdunners. Die doel is tweeledig. 1. Keer dat die klont enigstens groter word. En 2. Gee die liggaam se eie ingeboude klontoplosmeganismes 'n kans om aan die werk te spring en die pad skoon te maak.
Maar as bloedverdunners alleen nie die ding doen nie, dan raak die planne 'n bietjie meer direk. Die doel is nou om fisies by daardie klont uit te kom. Soos jy hier kan sien, kan dokters fyn kateters deur allerlei roetes in die liggaam stuur, soms al die pad van die nek af of selfs deur 'n direkte pad deur die lewer te maak om daardie verstopping te bereik. En as hulle eers daar is, kan hulle klontoplossende medisyne direk op die toneel spuit of selfs probeer om die klont meganies op te breek. Chirurgie. Dit is die laaste uitweg. Dis vir wanneer dinge regtig ernstig raak. As die darm al reeds begin het om te vrek, of as daar 'n infeksie, 'n gat of onbeheerbare bloeding is, dan het hulle geen ander keuse nie. Chirurge moet ingaan en die beskadigde deel van die darm verwyder om die pasiënt se lewe te red. So, nadat die stof gaan lê het, wat is die uiteinde van hierdie hele mediese drama? Wat het ons geleer uit die oplossing van hierdie verborgde en baie gevaarlike raaisel? Hier's die goeie nuus. Danksy daai vinnige diagnose met CT-skanderings en doeltreffende behandelings soos bloedverdunners, het die oorlewingssyfer dramaties verbeter. Die mortaliteitskoers binne die eerste 30 dae is nou onder 10%. Dis 'n ongelooflike verbetering vir wat eens 'n hoogs dodelike toestand was. Die langtermynvooruitsig is oor die algemeen positief, maar alles hang af van waar jy hoekom. Onthou jy die risikofaktore? As die pasiënt 'n permanente risiko het, soos 'n genetiese neiging om te klont, sal hulle heel moontlik lewenslank op bloedverdunners moet bly om seker te maak hierdie hele drama gebeur nie weer nie. Op die ou end is die storie van MWT soveel meer as net 'n storie oor 'n bloedklont. Dis 'n bewys van hoe tegnologie ons toelaat om verby die oppervlak-simptome te kyk om die werklike probleem te vind. En dit laat 'n mens wonder, né? Watter ander geheime hou die menslike liggaam nog vir ons in, wat net wag om deur die volgende generasie van mediese beelding ontbloot te word?